Die pryse is 'n week oud. In hierdie geval is dit bacterium. Die Nasionale Rooi Vleisprodusente Organisasie plaas weekliks nasionale gemiddelde prysdata en daar heers soms vrae oor hierdie pryse, hoe, waar en wanneer. Nou ons het dit goed gedink om vir Dr. Frikkie Maree ateljee toe te nooi om vir ons duidelikheid te gee hieroor. Die pryse, soos ek gesê het, word weekliks geplaas. Nou gewoonlik is dit 'n week oud. Hoekom? Ja, Lisa, ek dink dit is die belangrikste punt en dit is die punt waarop daar die meeste argumente voorkom. Want die data wat ons hierdie week Vrydag publiseer, die prysdata, dan kry ons navrae en dan sê die mense maar, dis die prys wat ek kry nie, ek kry meer of minder en julle data is verkeerd. So, die pryse is 'n week oud. En die belangrikste, of nie die belangrikste nie, die een aspek daarvan oor hoekom dit 'n week oud is, gaan bloot oor hoe die data inkom, die siklus, hoe dit verwerk word. Nou, 'n goeie voorbeeld is, kom ons vat abattoirs vir 'n voorbeeld, of veilings, maak nie saak nie, doen gewoonlik 'n week lang besigheid. Teen 'n Vrydag sluit hulle die boeke af, hulle weet hoeveel het hulle vir die week geslaag, diere verkoop, hulle weet wat die pryse was vir die verskillende veilings, by die veilingshuise, by die abattoirs, en dan stuur hulle daai data deur na 'n derde party toe. In die geval van abattoirs is dit byvoorbeeld die Rooi Vleis Abattoir Vereniging, het abattoirs wat karkaspryse en getalle aan hulle rapporteer. Hulle kry dan die data, kom ons sê die maandag, wanneer die abattoirs het rapporteer. Hulle moet dan die data gaan verwerk. Hulle kan nie die abattoirs se data direk publiseer nie, so nasionale gemiddeldes moet uitgewerk word, die getalle moet bymekaar getel word ensovoorts. As hulle klaar is daarmee, kry wie ook al ingeteken is op die data, die pryse of die data gewoonlik op 'n Woensdag, as dit by die abattoirpryse kom. Nou, Absa vir 'n voorbeeld, wie se pryse ons versprei, ons het 'n ooreenkoms by hulle, kry dan die prys op 'n Woensdag. Hulle moet dan weer gaan, die karkaspryse kom uit een verslag uit, die veilingspryse kom uit 'n ander verslag uit, die goed gaan konsolideer, en hulle sit dan weer die Vrydag verslag uit. So dis hoekom die SMS of die prysverslag, hoe jy dit ook al kry van hierdie Vrydag, is gewoonlik die vorige week, wat die vorige Vrydag afgesluit het, daardie pryse. Maar waarom rapporteer julle dan die huidige pryse? Ja, die een rede is soos wat ek nou verduidelik het, hierdie siklus, maar 'n baie belangrike rede gaan ook oor die reëls van die kompetisiekommissie. So die kompetisiekommissie het baie spesifieke reëls om nie pryssamespanning en marksamespanning daar te stel nie. En wanneer jy gaan kyk na prysrapportering, is daar ook reëls. So een van die reëls is byvoorbeeld dat pryse op dieselfde basis tydstip gerapporteer moet word as waarop dit bepaal word. In die rooi vleisbedryf, 'n veiling op 'n dorp, vir 'n voorbeeld, daar's elke Woensdag 'n vleissentraal of 'n BKB of wat ook al veiling op Kimberley, as 'n voorbeeld. So dis week op week op week. Abattoirs se pryse gee gewoonlik hulle pryse aan boere 'n week lank uit. Hulle koop vir 'n week lank karkasse in teen R100 'n kilogram, want dis die prys wat hulle met die groothandelaars beding het. Omdat hierdie prysvorming dus op 'n weeklike basis is, moet ons of mag ons die pryse net op 'n weeklikse basis publiseer. En dit moet gebeur nadat die mark gesluit het. Dan kry ons baie argumente, maar wat van iets so Safex? Ons kry elke dag die graanpryse. Die feit van die saak is, Safex is 'n lewendige handelsplatform. Daar word, ek wil sê, by die sekond transaksies aangedui. 12 uur sluit hy, môreoggend maak hy weer oop en dit gebeur weer. So die Safex-pryse, daai sluitingspryse, word daagliks, by die uur, by die minuut bepaal, so dit kan ons elke dag publiseer. Maar aan die veilings of aan die rooi vleiskant van die ketting, kan dit dus nie so werk nie. Praktiese reël is een, maar die tweede is reëls van die kompetisiekommissie. Frikkie, maar watter marksensitiwiteite bestaan daar rondom lewende hawe en karkaspryse? Ja, ek dink dit sluit aan bietjie by wat die kompetisiekommissie doen.
Ons moet onthou, Suid-Afrika is 'n relatief groot land, verskillende provinsies, verskillende markte, verskillende vraag en aanbod. As jy, kom ons sê in die Noord-Kaap gelees, het die abattoir dalk 'n groot aanbod van skaap of lamkark of vee om te slag, aangesien 'n skaapwêreld is, maar is baie ver van die markte af in Kaapstad en Johannesburg. En hierdie abattoir se situasie lyk dis anders as 'n abattoir wat in Gauteng gelees, wat naby aan die mark is, hy het minder diere wat aan hom aangebied word. So in die mark moet pryse tussen kopers en verkopers op die markomstandighede van daai mark bepaal word. So dis die eerste ding wat ons moet besef. Die kompetisiekommissie se reëls is dan ook dat jy nie pryse mag afbreek nie. Ons kan nie provinsiale pryse deurgee of streeksgebonde pryse nie, want onmiddellik beïnvloed jy kompetisie in die mark. Jy moet die nasionale gemiddelde prys deurgee, want daar selfs verskille binne in provinsies. Die tweede ding is dan ook, omdat kopers en verkopers hierdie prys met mekaar moet onderhandel om by 'n gelykbreekprys uit te kom. As ons gaan en ons gee huidige of lewendige pryse daagliks deur van wat ons hoor, dit kos hier of dit kos daar of dis wat iemand dit kry, dan stel jy ook 'n presedent in die mark, want 'n abattoir was bereid om R100 te betaal, nou sê ons maar abattoir B betaal net 95, so kom gaan ek nou 100 betaal. So daai sensitiwiteite maak dat jy nie met hierdie huidige pryse kan werk nie, en dat jy moet pryse saamgroepeer na 'n nasionale prys toe, sodat daar kompetisie in die mark kan plaasvind. So in 'n netedop, wat mag julle doen, julle, die Nasionale Rooi Vleisprodusente Organisasie? Ja, ek dink dit is ons aan die een kant, maar ook eintlik enige ander party wat pryse deurgee. Ons mag historiese pryse deurgee, en historiese pryse, ja, dis 'n week of 2 oud, maar landboupryse, kommoditeitspryse volg gewoonlik tendense, seisonale tendense, en as jy 'n idee het, as jy die pryse gaan neerplot, die historiese pryse, kom jy agter hoe die mark funksioneer. Ons kan dan ook op grond van historiese pryse, kan ons vooruitskouings doen om te sê, maar die prys styg elke jaar met Paasnaweek. Dit gaan heel waarskynlik hierdie jaar weer met Paasnaweek styg, en dan kan ons, ek wil sê, breër inligting soos nou gee oor hoe pryse bepaal word, hoe dit deurgegee word ensovoorts. Maar die basis bly daarop dat dit historiese pryse is, sodat jy nie in die mark inmeng nie. Frikkie, dankie vir daardie duidelikheid. Selfs ek verstaan wat jy sê. Baie dankie daarvoor. Dankie, Lisa. Dr. Frikkie Marie van die RPO. Ja, baie dankie en goeiedag. Op die 27ste wolveiling van die seisoen wat op 1 April plaasgevind het, het die Suid-Afrikaanse wolmark kop opgetel en sterker verhandel teenoor die vorige veiling. En die Cape Wool's Merino aanwyser het met 2,9% hoër verhandel vir alle merino wol en gesertifiseerde wol het met 3,2% versterk. En het teen 'n skoonprys van R252,65 per kilogram en R258 per kilogram onderskeidelik gesluit. Die Australiese EMI het ook week op week hoër verhandel en het met 3,6% versterk teenoor die vorige veiling. Nou net so ter inligting, ons praat elke week van die Australiese EMI. Nou vir die van u wat nie weet nie, die EMI staan vir Eastern Market Indicator en dit is dan ook die mees toonaangewende aanwyser wat in Australië gebruik word. Dit net so ter inligting. Nou die oorrede vir die versterking in die Suid-Afrikaanse mark is dan hoofsaaklik 'n navolging van die positiewe prestasie van die Australiese mark, ten spyte van 'n effense versterking van die Suid-Afrikaanse rand tydens die veiling. Volhoubaar gesertifiseerde wol het slegs so 44% van die merino aanbieding uitgemaak, met egter 74% van die totale aanbieding wat bestaan het uit 20 mikron en fyner wol.
Die hoogste prys van R325,34 per kilogram skoonwol of R213 per kilogram vetwol is betaal vir 'n enkel baal lot merino wol van 16,1 mikron. Daar is in totaal 6.109 bale aangebied met 'n laer verkoopsyfer van 89% van die totale aanbieding en dit kan grootliks toegeskryf word aan die samestelling van die aanbieding met dan 'n laer persentasie van gesertifiseerde wol. G Modiano het op hierdie veiling die grootste hoeveelheid bale gekoop, gevolg deur Standard Wool SA, Tianyu SA en BKB Pinnacle Fibers. Dan die gemiddelde skoonwolpryse vir goeie lang kamwol of MF5 tipes was dan soos volg. En soos gewoonlik onderskei ons tussen gesertifiseer en nie gesertifiseerde wol. In hierdie week se veiling was daar weer wesenlike premies op gesertifiseerde wol. Kom ons kyk. Ons begin by 18 mikron, nie gesertifiseer, R270,63 per kilogram, gesertifiseer R302,46 per kilogram met 'n premie van 11,8% vir gesertifiseerde wol. Dan kan ons kyk na 19 mikron, nie gesertifiseer, R258,86 per kilogram, gesertifiseer R282,23 per kilogram met 'n premie van 9%. Dan loer ons na 20,5 mikron, nie gesertifiseerde wol verkoop vir R239,63 per kilogram, terwyl gesertifiseerde wol 'n prys behaal van R262,18 per kilogram met 'n premie van 9,4%. En dan laastens kan ons loer na 21,5 mikron, nie gesertifiseerde wol behaal 'n prys van R234,90 per kilogram, terwyl gesertifiseerde wol verkoop vir R260,25 per kilogram met 'n premie van 10,8%. Die volgende wolveiling dan van die seisoen is geskeduleer vir 8 April, waar daar sowat 6.390 bale aangebied sal word. Dit dan ons nuus hierdie week rakende wolselke. Tot 'n volgende keer, mooi loop. Brucellose is al beskryf as 'n emosionele siekte en te midde van al die ander uitdagings soos back and closure wat produsente ervaar, bly hierdie siekte steeds 'n realiteit en groot probleem in Suid-Afrika. Dr. Dani Orendal is vandag weer terug in die Plaas TV ateljee om hieroor te gesels. Dani, kom ons spring sommer weg. Brucellose is 'n probleem wat beeskuddens in Suid-Afrika voortdurend teister, maar voor ons praat oor die probleem self, verduidelik net eers vir ons wat is brucellose en hoe word dit oorgedra? Ja, dis eintlik 'n onsigbare siekte. Dis hoekom dit so moeilik is. Dit tas beeste aan as daar is 'n brucellose tipes wat in bokke en skaap ook voorkom, is heeltemal iets anderste. Ons praat vandag oor beeste en dan kry jy melkbeeste en vleisbeeste. En daar's ook nogal 'n verskil daar tussen die twee. So dis 'n bakteriese siekte. So in hierdie geval is dit 'n bakterium en as jy dink is 'n bakterium en dink jy maar ek kan hom met antibiotika behandel. Maar in hierdie geval kan jy nie. Dis 'n bakterium, hy word oorgedra wanneer koeie aborteer. So daar's niks wat jy in 'n koei kan sien dat sy brucellose dra nie. Wanneer sy die eerste keer blootgestel word, gaan sy aborteer. En dis die grootste teken wat jy kan sien van die siekte. En dan gaan sy 'n vlak van weerstand opbou, wat maak dat sy nie sommer weer aborteer nie. Daar's nog van hulle wat 1 of 2 wat aborteer. Maar wanneer sy geboorte skenk, kom 'n verskriklike klomp vure van die bakterieë uit in die vloeistof, in die nageboorte. Die bakterieë kom deur die melk uit, dis waar mense aangetast word. Onthou hierdie is 'n siekte wat mense aantas.
baie spesifiek, en dis die rede hoekom melk gepasteuriseer was vir al die jare. Ek hoor almal wil nou weer vars melk hê, maar jou kudde moet baie mooi getoets wees en vry wees van brucellose. So dit is 'n onsigbare siekte, word oorgedra na dragtige diere toe, of selfs na jonger diere toe, wat hy rustend in die liggaam gaan, en as die organisme inkom, is hy so ongelooflik goed, die organisme self, die bakterium, dat hy binne in die witbloedselle ingaan, en binne in dit wat hom moet doodmaak, in die liggaam versprei, en dan word hy rustend, veral in die eierweefsel en die baarmoederweefsel. En eers wanneer die dier dragtig is, en die eier is besig om reg te maak vir laktasie, die kliere ontwikkel, dan aktiveer dit weer die organisme. En dis hoekom dit dan oorgaan en die kalf aantas met die dragtige dier, behalwe as daar 'n vlak van weerstand is. So ons het nie 'n antibiotika om net daai koeie te spuitel en skoon te maak nie. In mense, as mense brucellose kry, gaan hulle gewoonlik op 'n 6 maande antibiotika kursus. Dis 'n verskriklike, dis 'n intrasellulêre ding. Onthou, om intrasellulêr te kom met 'n antibiotika is nie so maklik nie, want hy is die bloed en daar. En dis hoekom dit so lank vat om te behandel. So dis 'n siekte wat ongelooflik baie in ons vleisspeskuddes voorkom. Ons weet nie soveel nie, want ons toets nie meer nie. Onthou een van die staatse rolle is 'n staatsbeheerde siekte. Een van die staatse rolle was om te toets. So jy moet bloedbuisies hê, jy moet laboratorium hê, jy moet die mense uit hê om die koeie te gaan bloei, jy kan hom net so identifiseer, jy kan hom in die oog sien, jy kan nie sien of 'n koei positief of negatief is nie. Wat ek nie net vir jou gesê het nie, as 'n koei eers een keer positief geword het, kan sy nooit weer ontslaa raak van die organisme nie. So dis wat hierdie siekte moeilik maak. Baie ander siektes het ons nou mee werk. Ons het gepraat in 'n vorige programme oor back and claw. As 'n dier immuniteit ontwikkel het, is die virus weg. Selfs met slengdalkoors. Hier is die dier vir die res van sy lewe 'n draer. Wanneer hy sy kalf, gaan sy dit oordra na ander vatbare diere toe. En dit is waar die gevaar is, en jy kan dit nie sien, jy kan net met bloedtoetse bepaal. So in vleisbeeste 'n groot probleem. As ek kyk na die siekterapportering deur die veeartse, dit word net groter. En dit is net waar ons toets. Aan die melkbeeskant teenoorgestelde, klein probleem. En die rede daarvoor is, alle melkbode moet toets voor hulle melk kan lewer. So is baie eenvoudig om te beheer. Jy kry nie marktoegang as jy nie getoets is nie, en skoon is nie. En as jy nie skoon is nie, het jy baie beperkte tyd om skoon te kom, om te kan melk lewer daarna weer. Aan die vleisbeeskant, die stoetboere, baie goed daarmee. 'n Stoetboer sal nie 'n bees verkoop, 'n goeie stoetboer. En die meeste is goeie stoetboere, wat positief is nie. Want onthou, sy naam is betrokke, as hy 'n ander kudde aansteek. Kommersiële kudde, boere wil nie toets nie, want hulle sê vir my, sê nou ons is positief. Nou moet ons deur die proses gaan, wat ons net oor gaan praat, om my siekte uit te kry, en ek sien nie kans daarvoor nie. So ek toets liewer nie. Is dit hoekom brucellose so groot probleem in die land is, en waarom dit nie gestryd word nie? Ja, is presies dit. Hoeveel verliese veroorsaak het vir 'n boer? Het veroorsaak verliese eerste keer as die koei borsie het. Dit kan 'n langtermyn effek ook op daai diere hê. Die organisme is daar binne in die liggaam, maar boere lewe daarmee saam, en vleisbeesboere wat sê maar net speenkalvers verkoop. Hy het geen effek op die voelkraalkalf en die kalf wat voelkraal toe gaan. Maar as so boer lewendige diere verkoop, vervangingsvers of enige van daai goed, dan sprei dit net die siekte verder. Die maklikste manier, die beste manier om te begin met voorkoming van hierdie siekte, is om seker te maak dat al jou vers kalfies voor die ouderdom van 8 maande geënt is. Voor hulle geslagstelsel ontwikkel het, voor hulle puberteit bereik, waar die virus kan gaan, die bakterium kan gaan vestig binne die liggaam.
het ons 'n stam 19 enstof, wat ontwikkel is weer eens in Suid-Afrika, oor baie jare. Ons was die eerste eens wat hom ontwikkel het. En daai stam 19 enstof beskerm 90%, selfs 95% teen die siekte en teen aborsies. Hy beskerm eintlik amper 100% teen aborsie, wat die hoofoordragmetode is. So jy kan nie die siekte uit jou kudde uitkry deur net een keer te ent nie. Jy moet ent en jy draers identifiseer en uithaal. So ek gaan nou sommer aan met die beheer van die siekte. Ja. Die groot ding daar is, wanneer 'n boer toets en hy's positief, dan weet hy's in vir 'n proses van 3 jaar. 3 jaar. Hulle moet altyd ent. Ent moet daar altyd geënt word. Verse onder 9 maande, en as jy in 'n risiko area is, of in 'n positiewe kudde is, moet jy verse volgende jaar weer ent, met RB51, se enstof wat nie inmeng met ons toetse nie, en dat die volgende jaar weer ent. In positiewe kuddes ent ons ook alle koeie na kalwing, in positiewe kuddes, of waar die risiko baie hoog is. Maar nou moet jy met die proses begin met jou veearts, jy moet die diere bloei, al die vroulike diere bo die ouderdom van 24 maande, wat ons amper sê, eintlik alles wat klaar een keer gekalf het. Jy kan verse wel toets in die 2 maande voor hulle eerste keer kalf, maar as jy dit te vroeg toets, kan die enting nog vir jou vals positiefs gee. So ons toets alle volwasse diere of diere wat een keer gekalf het, dis sommer 'n duimreël. En dan moet jy daai diere uithaal. Dan kan jy nie hulle op die plaas sit nie, ten minste hulle kan wegskuif. As die staat dan betrokke raak, want dis hoe dit gewerk het, dan is jou kudde onder kwarantyne. Jy moet daai diere met 'n seebrand op die nek, en hulle mag net geslag word. Hulle mag nie op 'n veiling verkoop word nie. Nou dit gebeur te min, baie min. En dan gaan jy deur 'n proses, wanneer jy weer bloei, gaan jy minder kry. Onthou, daar's intussen tyd diere wat aangesteek was, wat nie gewys het op die bloedtoets nie. Nou kry jy minder diere, en die volgende toets kry jy nog minder, maar nou moet jy begin om elke maand omtrent daai diere te toets, as jy dit wil vinnig uitkry. En as 'n hengse werk, om 1000 koeie se bloed te vat. Ja. Jy weet, as jy op 'n dag 1000 koeie se bloed vat, dan is jy baie goed. En dan moet jy van hulle ontslae raak. Maar jy moet ook die koeie wat positief toets, op rekord met hulle verskalvers wat terughou is, almal gaan identifiseer, en hulle moet almal geslag word. Want 'n vers wat gebore is van 'n positiewe koei, weet daai tweede en derde keer wat sy kalf, 'n persentasie van hulle het die bakterium van 'n ma af oorgekry. En hulle wys niks, hulle wys nie eens positief op die bloedtoets nie, tot hulle die eerste keer kalf nie. So, nie so eenvoudig nie, dis iets wat jy met jou veearts moet bespreek. Ek werk nie in 'n kudde wat nie getoets is nie. Onthou, dis 'n siekte wat oorgedra word, veral wanneer jy help met kalwings. Veral as jy help met kalwings. Ja, ek dink as baie plaaswerker, baie boere wat positief is, en dit is 'n koorsreaksie, wisselende koors, wat jy vir die res van jou lewe kry. Om daai ding te behandel, in 'n laat stadium, nie baie suksesvol nie. As jy hom nie in 'n vroeë stadium kry, en as bitter min dokters wat toets daarvoor, gaan jy amper die res van jou lewe brucellose hê. So veeartse is baie blootgestel. Jy kan nou jou handskoene dra en al daai goed, maar onthou, druppelbesmetting in jou oogslijmvlies is een van die groot maniere, en dan die ander een melk van so plaas af. Gelukkig, so ek sê, melkboere wat kommersieel melk, almal word getoets, dis 'n baie standaard ding. Vleisbeeste het ons nog nie ding nie. So boere kan aanraai om een ding te doen en nooit dit nie te doen nie, is om alle verskalvers te ent. Daar is lande in die wêreld wat baie swak beheer het, maar net omdat hulle definitief al hulle verskalvers ent, het die nasionale probleem begin daal. Jy gaan nie dadelik uitfaseer daar nie, maar jy gaan nie die probleem gaan nie net groter word nie. Ja. Die probleem gaan stabiliseer en kleiner word, maar die dan daarmee saam die diere moet bloei en uitkry, maar ten minste as jy die entings op die verse gebruik en om die volgende jaar weer herhaal,
kan ons die siekte nasionaal beter beheer. Nee, gou vinnig, jy het nou gepraat van boere in risikoareas. Waar is die risikoareas? So die veeartse rapporteer elke maand. Ja. Hierdie is een van die siektes, jy gaan ons nou nie elke maand, daai boer wat positief is, elke maand rapporteer nie. So hulle rapporteer die nuwe gevalle. Nou daai kaart bly redelik rooi. as jy Mpumalanga vat, Gauteng, Noordwes, dis rooi. Maar die veearts weet presies wat 'n plaas is positief as hy dat toets. Die wat hy nie toets nie, weet hy nie. So, praat met die veearts. Hy sal vir jou sê, hoorie, jy is, en miskien gaan hy nie vir jou sê, daai en daai buurman is positief, maar hy gaan vir jou sê, naburige plase is vir jou 'n risiko in hierdie geval. Jy moet jou verse end jaar, weet, voor 8 maande, jaar oud, 2 jaar oud, en ek dink, jy wat nog nooit voorheen enting gevolg het nie, moet sommer al jou koeie, wanneer hulle eers keer klaagkalf het, ook en, om 'n baie. Maar jou veearts sal presies vir jou kan sê, praat met hom daaroor, moet dit nie los nie. Ons siekterapporteringssysteem is daar om daai gevaarareas uit te wys, maar hy is ongelooflik wyd versprei as jy die hele Hoëveld streek van Suid-Afrika vat. Baie dankie vir jou tyd, Dani. Dankie. Daar het julle dit was Dr. Dani Odendaal. Nice bucky. It's not a bucky. It's a Hilux. It's not a bucky. It's the new Hilux Legend 55.